Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Wat is donker fantasie? Hierdie week se episode is 'n bietjie anders. Ek het verskeie boodskappe van luisteraars en van lesers van my blog ontvang, wat vra oor wat donker fantasie is. Wanneer ek vir iemand sê dat ek donker fantasie skryf, duins hulle terug. Hoekom? Omdat hulle donker hoor en gruwel dink, of erger. Ek het dus besluit om hierdie episode te doen met die hoop dat wanneer iemand online soek vir donker fantasie, hulle dit sal vind en die kuns daarachter sal verstaan. Definisie van donker fantasie. Donker fantasie in 'n neutedop. Donker fantasie bevat die donkerder en angswekkende aspekte van fantasie. Dit het gewoonlik 'n atmosfeer van afgryse en vrees, alhoewel dit nie nodig is nie. Steeds teen mekaar, wat van 'n kort lysie? Donker fantasie is 'n subgenre van fantasie. Fantasie handel oor die fantastiese, towerkrag, mitiese wesens ensovoorts. Donker fantasie gebruik elemente van fantasie om die donker kant van die menslike natuur te bestudeer. Baie sielkunde, vreemdheid en verwondering. Donker fantasie is op sy gemak met die bloed en gruwel wat eie aan sy duisternis is, maar dit is nie ten doel om bang te maak nie. Dit is nie gruwel nie. Donker fantasie het baie antihelde en normale mense, wat onsmaaklike dinge vir die groter voordeel doen. Soos hoe Amy die stropersjag wat agter haar Pegasus aan was, in towerkrag teen middernag. Donker fantasie skurke wissel van misleide siele tot voluit geslegte ouens. Donker fantasie verhale delf in die dieptes van spekulatiewe fiksie, is donker en verdraai, sonder om die doel om lesers bang te maak en naar te maak. Hoe skryf ek donker fantasie? Ek meng het met lae fantasie, wat towerrieke gebeurtenisse 'n andersins normale wêreld binnendring, of stadsfantasie, wat towerkrag en vreemde goed insluit op die rande van 'n wêreld waar towerkuns nie die norm is nie, en die meeste mense salig onbewus daarvan is. Ek sou towerkrag teen middernag beskryf as lae fantasie, en donker begeertes as stadsfantasie. Jy kan die verskillende genres sien aan hul omslaan beskrywings. Towerkrag teen middernag het 'n gevleelde perd met glimmende rooi oë op die voorblad. Beskrywing: verraad, sameswerings, towerkrag. Amy ken net een leefwyse. Nou moet sy alles op die spel sit om dit wat kosbaar vir haar is te red. Kan hierdie eenvoudige plaasmeisie lewe in die kasteel oorleef? Kan sy 'n oorlog wat dreig om haar wêreld af te brand keer? En wat van die geheimsinnige prinses van die haselneutwoud en haar skelm kyker? Nie gepraat van die prins van die akasiawoud, wat dalk betrokke is by die profesie wat al koninkryke beheer nie. Met geheime en raaisels wat die lewe wat sy so graag wil na terugkeer bedreig, kan sy haar gevoelens van die missie skei. Hoe ver sal sy gaan om haar geliefdes te beskerm? Donker begeertes het 'n jong vrou op die voorblad, met bruisende towerkrag om haar, en haar hand wat gloei van towerkrag, sowel as komedie tragedie maskers daarop, om te pas by die byskrif, my maskers afgeruk word. Beskrywing: Eyster en vee is nie vriende nie. Tog het Tasha geen ander keuse as om die mense wêreld te wees nie. Haar lewe is op die spel. Hoërskool is egter nie veel veiliger as Fairy nie.
Kliks, verlief raak en dag tot dag aktiwiteite navigeer is gevaarlik genoeg sonder om die vrees ontmaskering as 'n wese van 'n ander wêreld. Maar wanneer iets gebeur en almal hul ware self openbaar, het Tasha 'n keuse om te maak. Sal sy hulle red van die vloek op hulle en haar ware aard openbaar, of sal sy hulle laat doodgaan en self veilig bly? Gebruik die skuifbalk vorentoe om uit te vind hoe Tasha die omwenteling van haar wêreld hanteer. Hierdie is die eerste boek in die Donkerhof Sisters reeks. Jy kan meer oor hierdie boeke en ander op my webwerf ronaldemythmaker.com/my-books. Ek gebruik my eie veeryk, Veerie, die tussenin, die Wildewoud ensovoorts, en sy inwoners om my fantasiewêreld te vul. Ek blog 1 keer per jaar vir 'n maand lank by die plekke en wesens wat ek uit volkskunde gebruik, en ek voeg dit by my oorsprong van die veebladsy vir maklike toegangs vir lesers, wat na 'n spesifieke wese soek. En natuurlik doen ek hierdie podcast. Wat ouderdomsgroep betref, dink ek dat jy my stories kan lees, maak nie saak hoe jong van gees jy is, of hoe oud jou rybewys sê jy is nie. Ek dink egter dat lesers diskresie aangeraai word. Sommige van my boeke handel oor geestesiektes, die uitval van seksuele aanranding, geslagsidentiteit, diereregte, soos in die geval van stroopers, dood, eienmagtige geregtigheid, orgaanhandel en ander warm knoppie kwessies waar mense geneig is om weg te skram. Soms is hierdie kwessies dun bedek en ander kere is dit sentraal in die intrige. Ek beoog wel om vir die jong volwassene mark te skryf, so ek hou my boeke skoon, geen grafiese geweld. Ten minste ek probeer om nie te grafies te wees nie, al het ek gedesensitiseer geraak om in 'n brandende land te woon. Geen seks nie, alhoewel as karakters wel in 'n gevoel betrokke raak, vervaag die toneel na swart soos in 'n ou fliek. Die meeste van my stories gaan daaroor om uit te vind wie jy is en wie jy wil wees. Mondigwordingsstories met 'n boodskap oor groot word. Ek het baie idees oor hoe dit gehanteer moet word, wat gewoonlik in 'n ewige debat met my skrywervriende ontaard. En hoe verduidelik ek donker fantasie aan hulle? Donker fantasie gaan alles daaroor om die menslike toestand te ondersoek, te kyk na die gevolge van optrede en besluite, en die oortuigings wat ons het, die manier waarop ons die wêreld sien, kan verander. Hoekom skryf ek donker fantasie? Ek kan menslike sielkunde en die veiligheid van 'n boek verken, deur mense deur aaklige situasies te sit, terug te sit en te kyk hoe dit afspeel, sonder om na 'n plek vir kriminele kranksinniges gestuur te word. Dit is hoop 'n pret as dit reg gedoen word. Boonop kan ek my eie monsters hanteer deur te skryf. Gregory House het in die TV-reeks House iets gesê wat by my aanklank gevind het. Dit is 'n basiese waarheid van die menslike toestand, dat almal lieg. Die enigste veranderlike gaan oor wat. Dit sorg vir interessante karakters. Ek skryf donker fantasie, omdat jy dinge in boeke kan sê en doen wat jy te bang is om in die werklike lewe uit te druk. Boonop is dit lekker om karakters in beroering te bring, om te sien hoe hulle sal reageer. En daar is natuurlik gevleelde perde. Ek hoop dat ek jou vrae beantwoord. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!